Welkom bij Grace with Faith. Ik is evangelist geduld in jou. En vandaag praten we met Apostel Moise. Apostel, net zo voor die viewers daar buiten, kan iedereen net zo'n klein achtergrond zien van waar hij vandaan afkomt. Wie is Apostel Moise? Amen, die ware schrift in die mooie naam van die Here. Evangelist, dank u voor die voorrecht om vandaag hierdie praatjie te hê saam met u. Nou, vir die wat nie weet nie, ek is oorspronklik is ek daar van die Karoo'se kant af. En die Wuppertal se wêreld, die wat miskien nou daarvan te hore gekom het. En ja, ek is nou so plus minus 30 jaar aan die kant van Delft woonagtig. So, ek is getrouwd 23 jaar met my vrou, Suster Janine, met die prachtige dochters. En ja, ek is tans in die ministerie van die New Christian Living Ministries, waarvan ons bediening nou 15 jaar toe gaan. So, dit is maar Apostel Moise se vinnig, kort en krachtigste achtergrond. Amen, die waren daar het dit. Apostel, sê vir ons, hoe het die roeping begin en hoe het die bediening begin? Man, die evangelist, om die waarheid te sê, toe die Here my roep vir die werk, dit was natuurlijk nie makkelijk. Je weet toe die stem word van die Here, dat je moet een kerk begin, was dat een van die moeilijkste dingen. Maar ek was bezig tans met de studie omtrent die roeping van Abraham. En dit was interessant, toen ek bezig was met die studie, het ek een kerk gaan besoek in die tyd wat ek was evangelist in die tyd. En ek die bediening gaan besoek, dat ek geworstel oor die ding, oor die roeping. En door die studie doen, toe kom by die bediening en ek daar instap en ons het die woord van die Here nou natuurlijk naar voren komt, dus die boodskap, die roeping van Abraham. En ek sê van myself, ek is bezig met die studie, hier kreeg ek die boodskap die zondag, die roeping van Abraham. En ek was genoeg na die bediening toe, en toe sê ek van myself, ek gaan nie weer terug na die bediening toe nie. Die ding plaag my al reeds so, ek gaan nou nie weer daan doen, ek gaan nou liever een ander bediening besoek. En ek is die next zondag nog eens genoeg dier sister van ons, God het ons al sien, sy sê my vandag nie. Maar toe is ek saam met haar weer na een ander bediening. En toe is daar kom, die dag, toe die boodskap die kom, dus die boodskap die roeping van Abraham. So daar het ek gebesef my wereld, ek hardloop nog van die een kerk na die ander een toe, en ek is bezig met die studie van die roeping van Abraham. So dit was natuurlijk een bevestiging daar. Die Here het my geroep vir die werk. En is daar wat ek besluit, nee, dan moet ek maar nou die kerk op die werk van die Here begin met die ministerie. En die Here het die ministerie 20 jaar, jy kan sien 20 jaar met die Here die ministerie in die lewe geroep. So ek is dankbaar vir die Here van die besluit wat ek ook kon neem om na die bediening te begin. So dis hier die evangelist waar ek gekom het om die bediening. Apostel, ek weet bediening begin is nie makkelijk om een bediening begin. Kan Apostel vir ons sê, wat was die grootste uitdaging van Apostel geweest? Man, as jy begin met die werk van die Here, dit by jy besef het nie, dat die werk of die kerk of die ministerie van God, die bediening van die Here, die kerk van God is soos een bruid. Kijk, die Bijbel sê ons, die bruidegom kom om sy bruid te kom, ons die kerk word geassocieer met die bruid. En elkeen kan een kerk plant, of enigeen kan een kerk stig, as ek het so kan doen. Maar ek moet verstaan, die kerk is, as ons sê, hy is soos een vrou. Wanneer die bevrugting plaasvind, vir die bevrugting plaas, maar dit wil sê die geboorte vind dieselfde dag plaas. So, wanneer die bevrugting plaasvind, dan word die kind nie na 9 maande gebore. Ja. So, dit is wat baie mense miskien misgis wanneer jy kerk plant. Jy kan aan die brand steek, die kerk plant, maar die geboorte moet jy verwag. En ek het dit gewoon ontdek by hierdie bediening. Toen ek die kerk plant
eers 'n tyd gevat voordat God soort van sy toestemming gegee het. Nou God gee die permissie dat jy nou waardig regtig is om hierdie werk te begin. So die geboorte is 'n tyd nagel. Plaas van maar een van die grootste uitdagings is ook net by van die kerk en het bevind. Is met ons COVID-19 geval. Ja, dit was 'n geweldige uitdaging vir die kerk van die Here. En by kerk en leiders het natuurlijk ook opgegee in die thema. En ek het baie gehoor van mannen wat die weer aangegaan het. Want die COVID-19 het ons gestrem, het ons ingeperkt. En het was 'n uitdaging om steeds die ministerie die gang te hou. Want je weet, ons kon niet bij elkaar komen. Mensen was natuurlijk, ons was een soort van verwijderd van elkaar af. So dit was een challenge om weer na die type van COVID-19 om weer die kerk aan die gang te krijgen. Het was een geweldige uitdaging, maar die Heer heeft ons daarin gedaan. Ja. Ik hoor nou apostel praat van in die tijd van COVID, 2019. Ja, dat was een baie zwaar jaar voor ons verhaal. Ons gelovig is, maar ons was ons nog niet gewoond om weg van elkaar te kijken. Ons het een routine gehad, of een schets over die kerk, dan is dag aan, zo'n dag en die dag zo. COVID-19 en alles, kan ik maar zeggen, die in elkaar gegooid, basically die in elkaar gegooid. Zo, aan die tijd apostel, en baie mensen zoals apostel dat was zeggen, het dan geloof verloor of wat het opgericht. Zo, hoe kan ons voor hulle bemoedig in die tijd om weer een kruis op te tellen en aan te gaan met die werk van die Heer? Ja, van alles als je kijkt in die woord van de Heer, God vraagt voor Petrus, wat jy nie moet omdraai, weet. So mense is natuurlijk dat mensen moe geraak en voelen as jy meer werk neem, jy weet, ons gee op, ons voel dat ons net die werk te vergees. Maar niks in die Heer is te vergees. En die ene ding wat ek ontdek is, meestal van die dinge sal jy sien in die woord van die Heer. Jy weet, as ek kyk na die gedeelte in 2 Konings hoofstuk 4, met die 4 met die olie, dat sy sê vir Elisha, sy het niks, sy het 'n pot met olie in. Maar Elisha stuur haar terug om by haar neighbors hier Kanada te gaan vra. Die punt wat ek wil maak is dat sy sien 'n pot met olie in. Maar weet jy wat? God sien olie met die pot. So hy sien die olie in die pot, sy sien die pot met olie. So sy kyk na die uiterlike, maar God sien dit wat binne is. En dis hoe die Bybel ons sê dat die uiterlike is verganklik, maar die innerlike is hoe God is gefokus op die innerlike gedeelte van die skrif waar die olie vermeerder word terwyl hy sê dit uitgedeel het en dit kan gegooi. So dis interessant, dit hang af van alles dat dit gaan nie soseer wanneer jy val, soseer die probleem is nie soseer in die val nie, die ding is in die opstaan, wanneer jy geval. Dit is waar jou krag in lê. En ons kan val en dan kan ons by lê, maar as jy opstaan, dit is die aanduiding dat God se krag regtig werkend is in jou lewe. So ek wil ook sê mense, dit is moeilik, ja, is nie maklik om ministry vir die Here te lei nie, maar ek glo aan dat as jy die woord van die Here bou en jou gebedslewe, kan dit vir jou, kan God vir jou deure oopmaak. Ek sê en ek glo dat as ek selfs terugkom na die skrif, God sê waar gaan in die binnekamer, sluit die deur agter die maak toe. So, as ek God gehoorsaam agter die deur, sal hy vir my ook die deur oopmaak. Amen. So dis wat ek belief, dat jy om gehoorsaam agter die deur, maak hy vir ons ook die deur oop. Dis wat ek, een van die dinge wat ek ontdek het aan die reis, saam met Christus. Ander vraag apostel is dan in die bediening, dan is daar ons goeie dae, daar is slechte dae, daar is opdraans, daar is afdraans. My vraag aan apostel is, wanneer die bediening in 'n laagte is, of wanneer daar nou swaarte kom in die bediening, dinge gaan dit miskien nog nie so lekker nie. Hoe bly apostel steen in die seisoen? Ja,
goeie tye, natuurlijk in die bediening, maar wat ek kom ontdekken is, dat soos Romeine vir ons ook leer, dat daar is niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. Ja. So as jy met daai besef is, dat daar niks is nie, wat ons kan skei nie. Ons het vandag het ons woord gepraat oor, of ons het gepreek oor, of het bedien oor Ishmael, wat gereject was, en die gedachte was, my rejection is God's direction, something. So, wanneer jy voel jy is gereject, en jy voel jy is so lekker, glo ek, dat hoe laag jy afsak, kniet, hoor, lig op jy op, wanneer jy dier het moeilike tegengaan. So, die Bijbel sê dat hy het afgesak, die mense, die vrou wou stenig, het hy afgesak, en het geskryf op die grond, maar hy het niks gesê. So, voordat jy enig iets sê, of voordat jy enig iets doen, of voordat jy een boodskap hier wil spreek, dan moet ek weet dat die beste ding is eers om te besef hoe laag gaan ek af, voordat jy spreek, want hy afgegaan niks gesê nie, en toe hy opkijk en sien en allemaal weg is toepraat. So soms moet jy eers, voor jy preek, voor jy enig spreek, gaan eers af, laag genoeg, so dat jy kan opgelig word in die Here, want soos hy sê, vernieder jou, om in die kracht te gaan van Here, en hy sal jou in rechte tyd, sal hy jou verhoog. So dis die tye waar jy kniet gaan, en in die seisoene alleen in die Here vertrou, nie op mense nie. Mense gaan jy te lees nie, maar as jy seisoen aantrek, die winterseisoen, is het vir jou kniestraat. Amen. Amen, amen. Apostel, kyk in die tyd wat ons nou lewe, word baie jong mense word afgemaai, baie jong mense voel, dat het is nutteloos, baie jong mense voel, hulle weet nie waar hulle invit nie. Wat 'n boodskap kan apostel vir die jong mense daar buite gee? Wat vir hulle sê, dat God het vir hulle lief, en God is Vader in staat om vir hulle te gebruik. Ja, evangelis, om terug te kom na die gedachte wat ek vandag bedien het ook selfs, wil ek hierdie ding byvoer, vooral vir die jong mense. Ishmael was gedespised of veracht of minacht deur sy stiefma. Sy pa Abraham het hom verlaat, en sy ma los ook onder hierdie doornbos, maar sy kon nie sien hoe hy sterwe nie, sy ma Hagar. So hy was verlaat deur 3 mense, sy stiefma, sy pa Abraham en sy eie ma Hagar. Maar God het hom geoorskree onder die doornbos. En dit is belangrik, dit is my bemoediging vir die jong mense. Jy was miskien in die jam, mense het jou afgeskryf. Jy voel miskien hoe jy sien werd nie, maar as jy kyk na die verhaal van Ishmael, soms gebruik God 'n rejection om jou direction te gee. En dit is wat gebeur met baie jong mense. Ek sê weer eens ook dat soms gebruik God die negative in 'n mens se lewe om jou te bring na die positive. Want ek wil jy noem dat as jy vir Noah gaan vra, dat sy ark so niks beteken het as daar nie 'n storm was. So God is so lief vir jou dat hy selfs die storms in jou lewe gebruik om jou te bring by die punt waar hy wil hê. Hy het Ishmael uitgesit, of toegelaat dat hy uitgesit word, het hy Ishmael uitgesit deur middel van sy vrou Sarah en sy pa Abraham. Maar dan was dat nie hoekom Ishmael moest uitgesit word, want die space waar hy was te klein vir die nasie wat binne was. So soms moet jy wegbeweeg van mense met hoe sê die Engelse sal sê, little mind people, mense wat klein dink, moet jy soms jou kamp skuif, want jy het 'n groter calling, as 'n groter roeping op jou lewe. So dis wat God soms met ons doen, wanneer hy ons wil na hoogtes te neem, na levels te bring, en die visie en die planne wat God vir jou het, wil hy wil bereik, vat hy soms uit. So wanneer die storms
die Kali gemeenskap. Wat 'n rol sy apostel speel die kerk? Wauw, alles. Om eerlijk waar te zeggen, vooral onze kerkelijke gemeenschap, of gemeenschappen, moet ik erkennen, gegeven als een geweldige guns en gaves, vooral op onze kerkelijke gemeenschappen, als ik kijk naar onze jong mensen, onze sterke leiders, wat onze gemeenschap krijgen. Ik geloof dat die beleiders, en vooral onze vrouwen, blinde moeders, en die omstandigheden waarin sommige of meeste van ons kan, van 80-90% van onze gemeenschap is een achtergrond. Dat is geweldig droevig. Ik ben als je teruggaat naar de historie van hen, dan zul je achterkomen. Dat is een moeilijke tegen waar die mensen komen. Maar op die voer en op die guns van hier wat op een leven is daar een geweldige blessing en een gave op ons kerkelijke gemeenschappen. Ik denk en ik kijk naar ons, ik is niet team aan de kerken die ik disrespecteer die andere denominaties, maar ik is een Pinkster zo en ik geniet mee om te zien in ons Pinkster bedienings, hoe die jong mensen en zelfs krachtige leiders met zwakke achtergronden hier gekomen zijn met de hulp van hier en vandaag als rolmodellen opereren. Zo ons is dankbaar om die type rolmodellen in onze gemeenschappen te hebben en waar ons van onze jong mensen opkijken naar die type leiders. Zo, ik zeg altijd, je hoeft niet naar die trouw te gaan nog getuigenis op te bouwen. Je kan hier in die buitenwereld kan je getuigenissen opbouwen aan die werk van de Heer. Zo hebben die jong mensen en zelfs onze leiders en moeders, blinde moeders, willen aanmoedigen dat de kerk zal altijd een rol spelen en definitieve en een effectieve rol spelen aan ons, voor al onze kerkelijke gemeenschap. Ons moet onszelf onderscheiden van alles. Ons is geroepen, hoogtes en Godse plan met ons zal ik volbrengen als ik met mij beschikbaar stel voor het werk van de Heer. Amen, amen, amen. Apostel, je hebt gezegd die bediening is nog omtrent. Hij gaat over 15 jaar. Hij gaat over 15 jaar. Ja, ja. Maar apostel zei voor mij, wat de ogenblikken zal altijd een jaar blijven. Voor die 15 jaar. Die evangelist daar is nog wel heel wat bij. Maar ja, natuurlijk, alle secret dingen wat voor jou niet staan, als het dingen wat in de ministerie gebeurt, wat voor jou bij zal blijven. Net zoals ik zei vooral met die geboorte van de kerk, die dag die ik daar zondagmorgen opstaan en hierdie woord is de hele tijd in mijn gedachten van permissie, toestemming. Wat is het toestemming? Permissie, ik sta op mijn woorden. Die kerkdienst gaat aan die zondag en die zondag met onze vrolijke ervaring en de geestelijke realm. En dus waar God in de moment aan mij te kennen geeft, vandaag heb ik die toestemming gegeven. Zo tussen de kerk geboren was het, dat was op die 9 of 10 maanden nadat ons gesticht was. Zo die geboorte heeft op tijd, na een paar maanden nadat het gekomen, na die zondagochtend, en dat ik de stem van de Heer hoor, waar hij zei, alsof hij voor mij vandaag permissie geen toestemming geeft om voor te gaan. Zo die geboorte van die kerk was voor mij iets bijzonders. En dan zal ik ook nooit de speciale beleid, dat is ook voor mensen ook zeggen, maar ook beleid iets te onderschatten die dierbaar is. Moet je niet denken, dat gebeuren in iedere dienst is niet meer. Dan bid hier. En als ik zo een jaar na onze bediening, een jaar of 2 na de bediening, als ik niet meer zeg, ik krijg alleen maar niet tegen. Maar dames, een bid hier wat ik nooit zal vergeten, waar ons type van een oorlogsvoering, een geestelijke oorlogsvoering gaat het in die bediening. En waar ons delen die manifestaties wat daar gebeurt, was voor mij een
amazing hoe mense in die gees omgeval het, demone uitgedryf was, mense stemtrekkings gekry het, soos wat die Bybel van praat. En een van ons dierbare sisters, ek dink dit was die moeder gewees wat by my gekom het en gesê het, apostel, ek het nog nooit so iets geërvaar in my meer as 30 jaar, maar met die Here is. So dis hier die oomblikke waar jy God se hand waanliks sien beweeg in sy kerk. En daai bedier was vir my iets sonderlike evangelis, wat 'n mens altyd sal bybly, waar die Here so wonderlik beweeg in sy gees. Amen, amen, daar het ieder apostel voor ons klaar maak. As hierdie vraag vir die leiers van alle kerke. Watter raad sal apostel vir hulle gee, vir al die tyd wat ons nog beweeg? Ja, evangelis, ek weet ons het baie leiers, goeie leiers, sterke leiers, wat ook baie keer geminacht was, en wat daartoe geleid dat die man van die Here misschien moe geraak en opgegeet. Maar weet jy, ek wil selfs in die leiers daar buiten wat voel, dat hy kan dit nie meer hanteer, of hy voel hy wil opgegeet, dat gewoon leiers wat voel dat hy wil handdoek ingooi, sommige het al iets ingegooi. Die vraag wat Jesus vir Petrus vraag is, wil jy nie ook omdraai? Petrus antwoord is Here waand. So vir die leier wat opgegeven wil ek ook sê waand hoe wil jy dit toch ogen? Aangezien daar geen ander rigting is vir ons as leiers, vir ons as kinders van die Here. Waar hoe gaan ek? As jy een bestemming het, of wat jy een rigting het, en sê, oké, ek gaan hierdie kant toe, en ek gee op. Is dit een vraag wat ek vir jou het, want gaan jy, so vir Petrus gaan door die Here, as jy dan alles het, as jy dan die rigting het, want hoe sal ek dan gaan? Die wonderlikste van die gedagte is, en ek weet nie wat Romeine my bemoedig, wat sal ons skei? Evangelis van die liefde van die Here. Ek wil jy weer noem ook dat as God dan vir Jesus vir ons gegee, wat sal hy dan vir ons terughou? Waarvoor sal hy dan enigiets vir ons terughou, as hy sy sien Jesus vir ons gegee? So daar is niks wat hy vir ons sal terughou nie. Niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En dit sien ons in sy woord. Waar jy met die leier nou is, waar jy ook al bevind, moet jy nie so gering skat, dat jy nie waardig is om te staan as 'n leier. Yes, ek weet dat soms mense wat oor jou loop, jy weet mense wat jou minag, mense wat dink maar jy is nie goed genoeg nie. Kom ek sê vir jy, dat is Christus. Soos wat die Engelse sê, he did not call the qualified, he qualified the call. So God kwalifiseer self vir hulle wat hy roep. Hy sê, hy roep nie geleerdes, hy roep nie hulle met die certificate, hy sê, ek qualify jouself as ek jou roep. En dit is wat ek vir die leiers moet sê, God het jou klaar gekwalifiseer vir die roep. So jy hoef nie terug te gaan om te dink, jy is nie goed genoeg. Hy het jou klaar gekwalifiseer. So die certificate is klaar by hom. Dit is nie wat mens sê. Jy is geroep en jy is vastgemaak vir jou doel op aarde vir Christus, Jesus. Die ander ding wat ek wil uitnoem, evangelis, ons soms miskien verkeerd vat, is dat het gaan nie oor jou of oor my. As jy die daai punt kom, en sê maar Here, soos wat Paulus sê, my lewe is Christus. So dit gaan nie oor Christus. As jy by daai punt kom, sal jy nie laat enige een oor jou loop nie. Jy sal nie laat enige een jou opbring nie. En
sy sê dat almal vat aan of vat die soms as die vloer. Almal wat boop die trap of vloer is ons iets wat opgetrap word en opgeloop word. Almal loop en gaan na oor. En sy sê, as soms voel jy is die vloer. Maar almal trap op jou. Maar kom ek sê vir u, dat die dak van die huis kan nog afwaai. Die mure kan nog omval. Maar die fondasie, die vloer, waarin gaan die vloer, dat kan nie weggewaai word. So die vloer is 'n teken vir jou, dat as jy oor jou loop, jy weet, jy bly dat vastig. Al gebeur wat ook al die baas, leiers weet dit. Jy is in standvastig en Christus, altyd oorvloedig, bemoedig die woord van die Here my. So niks wat jy doen van die Here is te vergees nie. Vergelis. Apostel Oosklamer, die laaste vraag vir Oosklamer, apostel. Jy het nou 'n boodskap gehad vir die jong mense, jy het 'n boodskap gehad vir die kerk, jy het 'n boodskap gehad vir die leiers. Nou wil ek die apostel vir Suid-Afrika. Wat is u gebed vir Suid-Afrika? Ek weet, die waar is vriende, familie wat nie na kyk. Ek dink ons is wetend en ons kan nie meer daarteen redeneer dat ons land is in 'n krisis. Daar is besluite wat geneem word wat ook 'n effek gaan hê in die toekoms op ons bediening, op die werk van die Here. Ons is bewus van die beroemers wat daar gaan. Maar die waar is, ek het besef dat wat ook al gebeur, God bly in beheer. As ons kyk na wat die Here werk met Esther, as ons daai skrif kyk, en hoe God vir Esther gebruik vir 'n volk, vir 'n nasie, is dit die manier dat 'n mens maar net kan vertrou op die Here en hier die waar ons land nou sit. Ek glo die waar is dat as ons nie baie boei maak nie, dan ons veg in die gees en stilte. So ons weet hoe dat die woord sê, ons geveg is ons nie die vlees en bloed nie, as die oormagte in die lig. So daar is 'n geweldige mag wat opereer in die onderwêreld van die duisternis. So vir hierdie land, die baas, wat ons, die pragtige land wat ons in woon, ons is baie bevoorreg om deel van hierdie land te wees, wil ek vir julle ook net sê dat daar is niks so kragtig, so dat die Bybel ons leer van die gebed van 'n regverdige. So in hierdie tyd, soos wat ons leer wat God sê, gaan in die binnekamer. Ons hoef nie op die dak te staan en nie te basyn nie en onze frustraties op 'n manier in daardie gaan in die binnekamer. Want God verhoor ons in die binnenkant. Plekke waar ons dink ons word nie gehoor nie. Kom ek sê vir julle, maar weer sê dat ons dankbaar wees dat God ons net in die kerk hoor nie. God hoor ons ook van ek is. So ek wil hê jy moet nie dit gering skat om as jy jou gebedskamer binne gaan. Moenie die land, moenie kwik van ons leiers wat die besluite neem in die parlement. Want die besluite wat hulle neem het ook 'n effek op ons en ons nageslag. Maar God kan die besluite om die breins van die besluite wil inbring, kan God sien. Binne in die parlement, so jou gebed is so kragtig dat ons mense wat die besluite daar neem, hulle staan daar môre op en as hulle daar instap om dat hy per
departement ingaan, dan verstaan hulle nie en dan maak hulle besluite wat hulle miskien nie sal dink dit hulle sal maak nie, maar dit is hoe God werk. Hy werk verkeerd om reg, om verstaan nie. So moenie jou gebed gering skat nie. Maak die saak waar jy op bevind, moenie vergeet om jou land by Christus te noem nie. Leer het voor die voete van die Here van wat daar binne gebeur, sodat God vir ons kan opmaak die deure vir die pragtige toekoms wat vir ons voor lê. Amen. Amen, amen. Apostel, ons is klaar met die interview, ons is klaar. Kijk, dus ek weet, ja keer wat ons het ons gunsteling skrif, ja keer wat ons het een gunsteling skrif, ek mis ja, apostel, ja keer man van die Here, vrou van die Here, het een gunsteling skrif. Van die finale van die apostel, net so 'n kort gedagte, kan u vir ons bemoedig met die gunsteling skrif, net so 'n kort gedagte. Ja, die is een van my gunsteling gedeeltes dat die Paulus nou aannoem is Filippense 4 vers 13 waar Paulus sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Paulus bemoedig my met die skrifgedeelte en as ons kyk na die boeke van Handelinge met Paulus en Silas in die tronk en dit is wat ek jou wil weer afsluit dat Paulus en Silas is in die tronk, maar die Bybel sê om middernag is ons die einde van die vorige dag en die begin van die nieuwe dag. As het recht behaald is. So om middernag sê die Bybel en Paulus en Silas lofliedere begin sing. Maar die interessante ding wat ons mis miskien in die gedeelte is, dat toe hulle God begin loof en prys, en die boeie nie van hulle losgeraak. Die boeie nie van Paulus en Silas losgeraak. Die boeie sê die Bybel het losgeraak van die ander gevangenes. Amen. Dit is wat ons soms miskien mis, dat jou prys en jou aanbidding is nie vir jou nie. Amen. Nie dat ek begin preek die baas, maar dit is nie vir jou nie. Jou prys en jou lofliedere is vir iemand anders bedoel. Amen. En dit is wat gebeur terwyl hulle God lofliedere aan God sing. En die belangrikste wat ons mis is, dat dit was net na afloop van die eerste ding wat gebeur, Lydia kom een keer daar by die rivier, kom sy tot een keer, Paulus het so pas uit die moed uit die slaaf uitgedreef, wat vir Damascus God beteken het, toe sy geld erin sal waar sy gees, het Paulus uitgedreef, en net daarna toe word hulle geslaan in die tronk gegooi. So met ander woorde, die slaan en die marteling kom na hulle sukses. Ja, in die evangelie, prys die Here, en so dit is hoe jy daar bemoedig dat jou suksesse en jou mislukkings, hulle loop hand aan hand, jou suksesse en jou stryd loop hand aan hand, prys die Here. So ek moet nie te wonderlik dink van myself, as ek suksesvol is in God het nie, amen, want dit so mag dalk gebeur, dat ek kan mislukking het, en dan wil ek maar, as met die Here is wat sy nou in die ding, maar kom ek sê vir jy, Paulus en Silas se lofliedere, maar die boeie los van die ander gevangenes, die langste ding wat gebeur in die ding, die boeie raak los van die gevangenes, maar die wonderlikste wat gebeur is die langste gedeelte, toe die bewaarde die swaard wat nie hou, om hom self dood te maak. Toe sê Paulus, ons is nog allemaal hier. So toe word die bewaarde gered, kan jy sien wat gebeur, tot binne die tronk, dat die bewaarde word, sy lewe word gered, die Paulus en Silas, sy gehoorsaamheid en sy lofliedere wat hulle offer tot die Here. Ons gedagte vir hierdie week en naasweek en dinsdag was ook, reis jou prys. Amen. Lig jou prys op, sodat ander mense ook rondom jou bevry kan word. Mag die Here julle wonderlik sien die paas. Amen. Amen, amen, amen. Dankie apostel. Vir apostels op tyd wat hy afgestaan het, om met die net met my nie, maar met die hele Suid-Afrika te kan deel. Amen. Ek hoop so, hierna sal die hele Suid-Afrika weet, wie is apostel Boysen, waar kom hy vandaan, en hoe
lank is hy in die bediening. Amen, apostel. Amen, evangelis, het was goed dierbaar, prijs die Here, en by die Here dat u wonderlik geseend sal wees, en moenie ophou om God te loof en te prys. Mag die Here seën, weer eens evangelis, dankie vir die voorrecht ook, vir die, weer eens vir die geleentheid om net so bietjie te praat, oor die dinge van die Here. Amen, mag u geseend wees, die Here seën die baas. Amen. Amen, dierbares. Ek wil ook vir u aanmoedig om te like en te subscribe tot by die platform, die movement. Kijk, dit is nie net vir my nie, dit is nie net vir apostel nie, maar dit is vir elke leier in Suid-Afrika, elke colored in Suid-Afrika. Kijk, ons stemme word nie gehoor daar buitekant. Verstaan, ons stemme word nie gehoor daar buitekant, apostel. So God het my hierdie visie gegee om hierdie platform te skep vir ons colored gemeenskap, ons leiers, kerke het in die garage, by die skole, in tente, sodat ons stem ook kan gehoor word daar buitekant. Like en subscribe hierdie channel. Ek is jou host, evangelis Geduld, apostel weer eens. Baie dankie. Amen. Tot ziens. Tot ziens, die Vader, die Here seën u.